Welkom terug vir my gunsteling deel van die program, saam met chef Karen Blanchet en ons is albei in ons wit. Ja. Vandag ons wit borde Skoon, en ons gaan 'n skoon heilige oomblik hê met 'n eier vanoggend. Weet jy so aan, ons het meer nee, ons is nou al soveel dinge gekook op hierdie program deur die jare. En toe gaan let's bring it back to basics. Ek dink ek het 2 of 3 keer al by die tipe van dinge gedoen, maar ja, so dis eintlik die baie nederige roereier wat ons gaan doen. Ja. Maar is dit nie die ding wat die meeste veroordeel word in die wêreld nie? Want durf jy nou iemand se eier verkeerd roer? Ek voel dit is nogal so in restaurante, dit is 2 dinge waaroor mense baie erg is. Dis hoe ons steak eet, ons beefsteak, en ons eiers eet. So en dit is persoonlike smaak. Mag ek vir jou vandag sê jy moet eet. Okay, asseblief, leer my. Nee, ja, so dit is ook en dis iets waar ek baie passievol is. Dis ek een van die eerste demonstrasies doen wat ek doen vir eerstejaars studente. Is jy met 'n eier kan roer? Jy moet 'n eier kan roer en kan bak en al daardie van goedjies. Want dis een van die eerste goedjies wat jy van mense gaan maak. Ja. So, ons gaan begin. Ek het net pragtige ciabatta gerooster. Met bietjie botter. So hierdie is nie 'n marmaak dis nie. Kon net ruik nie. Ja, ons lekker. Oeg, daai vars geroosterde effek van daai, is dit die stysel wat in suiker verander, né? Ons het baie soutkundig geleer. Dis dit wat so lekker ruik as ons hom rooster. Dis heerlik, dis heerlik. So, ons het 4 eiers hierso vir omtrent 3 snybrode. So hierdie gaan omtrent vir 2 mense wees. Ons of vir een hanger. Ja, honger jy is. Maar ek het iewers gehoor jy jy gebruik 1 en 'n halwe eier per persoon as jy roereier doen, minimum. Yes. Nee? So ja, wat ek meen as jy nou vir klomp mense maak en juist roereier is iets wat ons vir klomp mense maak gewoonlik as jy nou mense oor het of so aan, dan is dit iets wat jy doen vir baie mense. So dan kan jy so as jy sê okay, ek het 8 mense, dan werk jy min of meer op eier en 'n half per persoon. Ons gaan net 'n bietjie fancy roereier maak. So, wat ons gaan begin om te doen. Ek gaan vir jou vra miskien om te begin. Ons het mascarpone, kaas hierso. Lief. En as jy ook ons broodjies in plaas van botter kan smeer net met dit. Dis baie slim. En dan gaan ek inkom met 'n tweede bestanddeel waarvoor ek verskriklik lief is ons het 'n sun-dried songedroogde tomatie pesto gemaak. So al wat hierin is songedroogde tomaties, parmigiano, kaas en dan basiliekruid. So dit is ons nommer 2. Ja. So kom ons draai very om. fancy. Soos wat jy klaar maak kan ek aangaan. So ja, dit bring bietjie van 'n mediterrane smaak in ons broodjie. En bietjie spice, né? En 'n bietjie spice. Ja. Partykeer, ek moet sê, 'n eier is lekker, maar partykeer kan hy vir my so bietjie bland proe. Nou, partykeer wil mens 'n bietjie van 'n pestoetjie of basiliekruid by hê, né? Ekskuus, ek smeer stadig, ja. Nee, smeer, ek gaan wees rustig nie. Nou, so ek gaan stadig maar seker ons eiers begin. Ja. Vir my niks kom by botter nie. So ons gaan botter in ons pan kry. Ek hou daarvan om 'n non-stick pan te gebruik. Dit werk makliker vir my. Gooi jy melk in die eier wat jy geknik het? Room? Nee. Geen suiwel nie. Dis net die botter wat jy staat maak. Ja, so baie weer eens ook. Dit is baie mense raak baie passievol hieroor, maar ek hou daarvan om te wys dat jy met goeie metode kan jy goeie produk lewer. Goed. So jy hoef nie baie meer ek het al 'n chef ontmoet wat water insit en hy sê die water gee vir jou stoom wat vir jou lig veroorsaak ensovoorts. Al wat ons wil hê is ons botter moet bobbel. En soos wat dit bobbel, gaan jy effens 'n bruinerigheid kry, nie te veel nie. Ons wil nie rarig kleurverandering hê nie, maar dit maak dat jou melk solied is in jou botter. Eintlik dit gee vir jou baie meer geur, dit bring 'n nutty en 'n genederige geur in. So sodra dit gebeur, gaan ons eier ingooi. Nou weer eens, en jou plaat is baie laag sien ek, né? My plaat is laag. My plaat is op hierdie stoofie op 'n 1. Ons gaan hom nou opbring na 'n 3 toe. Ja. Nou hierso is nou waar so sê die magic inkom. So jy gaan begin kyk. En direk soos wat ons kyk, ek klaar begin wat ons noem dit in Engels curds. En jy wil hom heeltyd laat beweeg. Nou die interessante ding van roereier is dat of enige eier. Jy het net 60 grade nodig vir dit om te begin gaar word. Nou as jy dink as jy 'n custard maak, jou eier bly liquid, dit bly 'n vloeistof. So baie mense dink, okay, maar is nog vloeistof, nou is dit nie gaar nie. Dit is gaar sodra dit bo sekere temperature kom. So dit hoef nie uitgedroog te wees nie. Ook as mens eier oorgaar maak, dan wat gebeur as die water uit die eier begin uitkom en dan raak hy so rabberig, né? En ek kan baie ja nee, dis nie mooi nie. Ja, so kyk hoe vinnig gaan hierdie. So jy wil aanhou beweeg.
En ek meen dit blink nog so mooi. En hier is ons nou die ding, ek gaan ons pan heeltemal afsit. Ja. So vir die mense by die huis lyk hierdie nog, dis nog nie heeltemal gaar nie. Maar ons het 'n dikboompan. Hy's eintlik perfek. Ja, hy het 'n dikboompan. So hierdie, so met residual heat hou nog aan om die eier gaar te maak soos hy daar so staan. En hy's mos soos 'n vleis ook, soos wat hy rus op jou bord word hy ook 'n bietjie gaarder. Yes. So daar's ook baie hitte hier betrokke. Kyk, as jy elke keer as jy hom roer, dan word hy nog gaarder. So, bietjie spek. Ja, En wat hierdie spek baie spesiaal maak, is ons 'n klein bietjie heuning gebruik terwyl ons dit gaar gemaak het. Ook ek hou daarvan om te begin met enige iets wat se vet, ons noem dit the rest your render. As die vet moet lekker word, dan begin ons in 'n koue pan. En jy het ook, as jy 'n non-stick pan het, jy nie olie of so iets nodig nie. Daai vet van die bacon of die spek maak dan dat dit word die olie waarin dit braai. Oos jy begin hom koud. Ja, begin 'n koue pan en los hom net. Ja, soos wat daai olie dan smelt, word dan jou olie vir jou pan. Ja. So ja, dis moet ek sê, hier is nie 'n dieetkos nie. En dit is regtig nou, dis my naweek ontbytjie. Kyk, 'n Saterdagoggend, daar's niks soos 'n volledige Suid-Afrikaanse ontbyt. Nee, en wat ek nou hou daarvan om dit net nog bietjie meer ryker te maak. Ja. Ook 'n bietjie mascarpone. En dan roer jy dit in. En kyk, dit smelt so maklik hierson in die pan en ons roer net dit in ons eier in. So ja, ek het gesê ons gaan dit eenvoudig hou, maar dit bring dit daai maak ons net level next up. level. Ja. Ek hou ook nogals daarvan om in my roereier 'n lekker kasie in te rasper dat hy in dit deel van dit word. So in dit in. So jy weet eintlik nie van hom nie, maar jy proe hom aan die einde, nê. So dit is 'n kyk hoe romerig maak dit hom. Presies, dis romerig, dis ryk. Ek meen hierdie is vir my die ultimate Saterdagoggend. Ek gaan nou sê indulgence. Heerlik. So ons het bietjie soet op ons spek. Ons het bietjie spicy met ons tamatie, met ons heerlike eier. En ek is iemand weer eens ook verskillende opinies. Ek sou dit na die tyd. Ja. Soos wat jy en onthou nou ook jou spek het reeds bietjie sout in. So nie te veel nie, klein bietjie peper. Hoe voel jy daaroor as mens die sout en peper voor die tyd by die geklitste eier ingooi? Nie vir dit nie, want kyk weer eens ons verskillende opinies, soos mense wat sê sout voor die tyd soos wat jou eier klits, maar ek voel dat jou water bietjie meer uit jou eier uitkom, so ek sal na die tyd ouetjie, maar geen probleem as mense dit wel doen nie. Ja. En dan natuurlik het ons bietjie graseie. En wat ek hou daarvan van die graseie se bring regtig bietjie balansie aan. Want jy het baie ryk geure hierso. So it just brings a little balance. En die kleure, kyk net hoe mooi is hierdie kleure. Die kontrolekamer in my oor, hulle is besig om te kwyl deur my oor. So kan julle asseblief net vir my 'n lappie daarso tussen die mond en die mikrofoon sit. Dit lyk absoluut fantasties. Baie dankie Chef Karen. En as hulle die resep wil hê of as hulle wil kom en leer hoe om eiers te maak by jou akademie, hoe kontak hulle jou? Jy kan op ons website gaan, die Swissertaalskool. Word baie meer gevra vir hierdie dinge. Die Swissertaalskool is waar ek is en dan as jy sê wil word, gee ons 'n lei. Ag, fantasties. Baie dankie Chef Karen en dankie vir hierdie heerlike bord. Perfekte Suid-Afrikaanse eier en ontbyt bederfie. Bon appetit.